Hallo, dis Andre die skreeusnaak se hipnotiseer. En hierdie week het ek vir Keegan wat vra. Keegan was op my vertoning by die Lyric Theatre in Bellita. Ongelooflike vrywilliging. Was fenomenaal. En dis ek sonder 'n pouse nog steeds 2 ure later bewoog is. Dan loop dinge reg. Baie dankie Keegan, waardeer die vrae. Ek sien jou by die volgende show. Goeiemôre. Ek is hier vandag om Andre die skreeusnaak se hipnotiseer 'n paar vrae te vra. My eerste vraag is aan jou Andre, is wat het jou aanvanklik na hipnose toe aangetrek? Was daar 'n oomblik of ervaring wat jou laat besef het dit is wat jy wil doen? Ek doen drama opleiding van 4, 5 jarige ouderdom af. Ek was maar altyd ek gaan eendag op die verhoog my eie vertoning doen. Maar ek het nie geweet presies waar nie. Ek het so 'n bietjie gejuggle, so 'n bietjie magic gedoen, maar ek het eintlik 100% in plek geval nie. En toe sien ek vir Max Collie. Ek sal so 'n videoklippie hier by heg. En Max Collie was net ongelooflik. Was vreeslike snaakse show, maar ek het nie een keer gelag nie. Ek was net, wow, is dit regtig moontlik? En dit was dit. My boot het ingekom by die hawe en ek was by die hawe op dieselfde tyd. So, daar gaan ons toe. Dis my beroep vir die res van my lewe. My tweede vraag is, wat is die mees verrassende of snaakste ding wat iemand al onder hipnose gedoen het? Wat was die ergste wat met my gebeur het? Ek het 'n hele boek geskryf oor wat alles al met my gebeur het. En dit wissel. Dit is nie noodwendig op die verhoog alleen nie. Dis af van die verhoog af waar dit net so erg raak. Om op te tree is nie vir sissies nie. Mees soort van kenmerkendste vertoning was ek by die Polisie College in Pretoria. Dis nou jare en jare terug. Ek praat hier van 1990 se kant. En man, ek het die stoel so gelaat float op die verhoog. En toe hulle nou klaar rondgehardloop het, toe kom ek agter maar een ou is nie op sy sitplek nie. En ek sê vir die gehoor, 2000 sterk, ek sê, waar is die mens? Niks. Wie het saam met hom gekom? Niks. En ek sê, jong, ek is seker iemand is weg. Ek sê toe vir my assistent, asseblief maak seker ek's nie gelukkig nie. Die feit dat niemand vra nie en hy's weg. Maar hy draai uit. Hy het hom so doodgeskrik vir die stoel dat hy pad gekies het na die agterkant vir die teater toe. Hulle was besig om wag te staan. Dit is die Polisie College after all. Hulle het hom gearresteer en tronk toe gevat. Ek het hom later die aand daar uitgekry. My derde vraag, gebruik jy ooit hipnose tegnieke in jou daaglikse lewe, soos om iemand te oorreed om jou afslag te gee? Vraag nommer 3, gebruik ek ooit hipnose in my daaglikse lewe? Nee, ek is totaal onopwindend. Nou op Gareth Cliff's show vir hom gesê, toe vra hy, jy weet, wonderlik is wat sê, wonderlik wees as jy huis toe gaan, doen jy hipnose. En sê ek, nee, as jy huis toe gaan, maak jy of jy 'n radiostasie het. Nie soveel nie. Ek kom huis toe. Ek het 'n lewe. Ek het baie lief vir optree. Mos, dit is my hele ding. Ek gaan nie ophou nie. 35 jaar, geen einde nie. Ek's nog hier tot ek 75 is. Maar in alle eerlikheid, as ek by die huis is, nie soveel hipnose nie. My vierde vraag is, as jy enige bekende persoon kon hipnotiseer, lewend of oorlede, wie sou dit wees en hoekom? Nog iemand hipnotiseer, lewend of nie lewend? Moeilike een. Ek het nie iemand spesifiek nie. Kyk, ons 'n paar mense wat ek graag sou wil wakker maak. Sal ons nou sê politiek? Wil nie spesifiek wees nie, want ons wil hulle nie kwaad maak nie, maar jong, daar's 'n paar mense wat mens oorwonder. Spesifiek hipnotiseer? Nee, nog nie eintlik gehad nie. Spesifiek wakker maak? Daar het ek 'n hele lysie. En is nie net in Suid-Afrika nie. My laaste vraag is, was jy alself gehipnotiseer? Was ek nou al gehipnotiseer?
Ja, ek het 1990s toe ek nou begin het met hierdie ding voltyds. Toe het mense baie my kom sien en, kan ek ophou rook? Ek is so depressief. Ek wil van drugs af." En dis nou nie, ek het nie die opleiding daarin nie. Terapie is nie my ding nie. Vra my verhoog, vra my hipnose, vra my hoe dit werk, no problem. Maar ek doen nie terapie nie en ek's baie streng daaroor. Ek nog altyd die reël. Nou 35 jaar later, ek doen nie terapie nie. Ek verwys jou met die grootste plesier na terapeute toe, maar ek doen dit self nie. So ja, in die 90's was ek gehipnotiseer deur 'n terapeut. Lank na ek hierdie beroep begin het, was 'n persoon, sielkundige vir wie ek mense verwys het wat nou byvoorbeeld in Johannesburg wou deelneem, wou op 'n rook en daai tipe van ding en aan my gekontak het. En dan sê ek, nee, ek is nie die man vir die job nie. Sien hierdie man. En hy het my gehipnotiseer. Weet jy, ek is uitstekend, ek gaan onder so 'n klip, maar as jy vir my sê om iets te doen, good luck. Ek doen niks. Ek sit soos of ek betaal word, maar deelneem, die doen ek nie so baie nie. Dankie julle, dit was my vraag vir vandag. Dankie Keegan, waardeer die vraag. Ask Andre anything. Ons doen dit so weekliks, so as ons kan. En oorwegend vra ek mense wat by my vertoning was of op my vertoning deelgeneem het. Ek hoop nou die volgende keer 'n man wat meer bekend is as Ratel op video te kry. Ratel is deel van 'n soapie gewees. Meer daarvan as ons vir Ratel op die video het. Lekker dag, soos altyd skaterlag.com.